Goeiemôre. Ja, in die winter dan kyk ons altyd hoe lyk die weer. Maar dit moet winter wees sodat dit weer kan somer word. Baie welkom vanoggend. Ons teksgedeelte is Lukas 9 vers 51 tot 62. 'n Baie interessante, maar tog ook 'n driftig ernstige gedeelte. Maar kom ons begin dan maak ons oë toe en ons bid saam. Here, lewende Here, ons wat bid U as Vader, Seun en Heilige Gees. En daarom vra ons dat U genade en vrede op ons sal rus. Dat ons U sal ontmoet en dat ons U sal verheerlik. Amen. Nou kom ons kyk saam na hierdie gedeelte. Dis Lukas hoofstuk 9 vanaf vers 51. Toe die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, het hy vasbeslote die reis na Jerusalem begin en boodskappers voor hom uitgestuur. Hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom om daar vir hom verblyf te reël. Maar die inwoners wou hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem toe op pad was. Toe die twee disippels, Jakobus en Johannes, dit sien, sê hulle: Here, wil U hê ons moet vuur uit die hemel op hulle afroep om hulle te verteer? Maar hy het omgedraai en hulle skerp tereggewys. Daarna het hulle die reis voortgesit na 'n ander dorp toe. Terwyl hulle op pad was, sê iemand vir hom: Ek sal U volg waar U ook al gaan. Toe sê Jesus vir hom: Jakkalse het gate en voëls het neste, maar die Seun van die Mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. Aan 'n ander een sê hy: Volg my. Maar hy antwoord: Here, laat my toe om eers terug te gaan om my pa te begrawe. Toe sê Jesus vir hom: Laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan verkondig jy die koninkryk van God. Nog een het gesê: Ek sal U volg, Here, maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan groet. Toe sê Jesus: Iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Here, dankie vir U woord. En as ons nou nadink oor dit wat in hierdie teks staan, vra ons dat U Gees ons harte sal verlig. Dat ons die fluistering sal hoor en dat ons gehoorsaam sal wees aan dit wat U vir ons sê. Amen. Dis 'n interessante stukkie en 'n mens sal amper wonder wat het hierdie twee perikope met mekaar te doen, maar dit het baie met mekaar te doen. Ek gaan nou wys. Eenslag was daar 'n dominee en ek wil nou sy beeld volg en hy het gesê: Ons gemeente is soos 'n lokomotief. En as ons hierdie lokomotief is, watter deel van die trein sal jy wil wees? Die een lidmaat het sy hand opgesteek en gesê: Ek sal kies om te sê dat ons die wiele is van die lokomotief, want ons moet op die regte spoor bly en ons moet hom volg. Dis nogal mooi. Ek het nie eens daaraan gedink nie, maar dis waar. Iemand anders steek sy hand op en sê: Ek sal graag die vletjie wil wees wat God se lof verkondig oral deur die hele land. Oral wat treine kom, is daar 'n vletjie wat blaas wat God se lof verkondig. Sjoe, ja, dis ook mooi. Iemand anders sê: Ek dink ek is die steenkool wat myself uitbrand vir Jesus. En die dominee sê: Dit is wat die kerk nou nodig het. Die kerk het meer van die beste graad steenkool nodig. Ons moet vletjieblassers wees. En ons moet wiele wees wat op die spoor bly. Maar God soek hierdie absolute toewyding dat ek kom en sê: Here, ek is so steenkool, ek gee my hele wese, ek is uitverkoop aan U, ek gee myself prys aan U. Toewyding. Dit is disippelskap. In die kerk, en jy sal nou vinnig daarmee kan assosieer, kry mens 3 groepe mense. Jy kry die bewonderaars, hulle kyk wat gaan aan. En dan kry jy leerlinge, hulle het klaar gekyk en hulle sê: Ek sal graag die Bybel wil leer. Leerlinge, nee, hulle wil die woord inneem. En dan kry jy disippels wat doen. Disippelskap. En dit is wat Jesus hier doen.
Hy sê disippelskap is, moenie 'n bewonderaar wees nie, kom loop saam met my. Moenie net 'n leerling wees nie, loop weg van dit wat verkeerd is. Moenie net 'n disipel wees nie, loop aan en aan en aan, bly eintlik op die regte spoor. En wat so belangrik is, en dis hoekom ons die eerste gedeelte bygelees het, hy begin so, dat sê hy, Jesus was vasbeslote op reis na Jerusalem. Nie vir sy sterwe nie, maar vir sy hemelvaart, want hy is koning van die koning, dan gaan God hom aan sy regterhand laat sit, en alle mag en gesag aan hom oorhandig weer. Hy is die koning van die konings. Sy oë is gefestig op Jerusalem, gefokus, en as hy dan vir ons sê, ons moet sy disippels wees, moet ons oë gefokus wees op sy koningsheerskappy, en bid ons eintlik elke dag, laat die koninkryk kom. Wat God die Vader sê, moet ons doen. Dis disippelskap. So kyk nou na hierdie eerste beeld wat Jesus sê, loop saam. Die koste is hoog. Dis beweging, in plaas van net staan en kyk en sê oe en aan, net te aanskou, 'n kyker te wees, 'n bewonderaar te wees. Sê Jesus vir hierdie eerste bewonderaar, as jy my wil volg, gaan jy saam met my moet loop. En ek is altyd op reis. Ek het nie 'n vaste plek op aarde nie. Ek het nie 'n rusplek en waar's my huis nie. Paulus het gesê, ons is tentbewoners. Ons is nomade, altyd op reis, aan die beweeg. Jy arriveer nooit hier op aarde nie. Het verander konstant. Ek dink disippelskap is baie om soos 'n haai te wees. Jy weet 'n haai het hierdie kie, maar hy kan nie water in sy mond insuig soos die ander visse nie. So 'n haai moet altyd swem. Sy hele liggaam moet beweeg, moet die spiere moet saamtrek, heen en weer beweeg, sodat sy liggaam vorentoe beweeg, sodat die water kan deurspoel deur sy kie, sodat hy kan asemhaal. Disippelskap vat ook jou hele lewe op. En Jesus kom sê vir ons, kom loop saam, hou aan beweeg. Vars paaie, nuwe paaie. Eintlik moet ek vir jou sê, 'n nuwe lewe. Die manier waarop ons beweeg is dat ons luister na sy woord en na sy gees en dat ons dit inneem. Luister na sy woord en gees en dan pas dit so mooi aan by die volgende ou wat gekom het. Die tweede ene is dat Jesus sê, loop weg. Die tyd is nou, loop weg. Ons moet lewe in plaas van vashou aan die verlede. Ons wil so graag leerlinge wees, ons wil so graag net weet wat aangaan, maar Jesus sê nee, as jy sê, Here, ek wil u volg waar u ook al gaan, moenie net eers teruggryp nie. Waartoe wil jy teruggryp? Hoekom wil jy gaan groet? Hoekom wil jy nog eers 'n afspraak nakom voordat jy in die werklike lewe kom? Dis afgehandel. Daar's 'n nuwe lewe wat voor jou is. Jy kan hoor, dit loop saam met bekering. Dit lê daaroor dat ek draai en nou saam met hom stap. Vir Jesus gaan dit oor lewe. Nie oor om in die dood te belê nie. Weg van die dooie letter van die wet af. Weg van dooie tradisies af. Nie alle tradisies nie. Want jy weet, ons sal nooit sonder tradisie kan wees nie. Want dit wat dood is, dit wat nie meer asem het nie, dit wat nie lewe nie, om net vas te hou aan dit wat was, help nie. Die disippels word deur Jesus hier geroep en gesê, weg van die ou lewe en in en na Jesus toe, in 'n nuwe lewe. Dat is 'n interessante verhaal van William Borden in 1904. Hy was 'n sterk besigheidsman en toe het hy begin studeer ook aan die universiteit. Hy was skrander geweest. Maar in die tyd wat hy begin studeer het en sê in daai tyd in 'n soortgelyk in 'n MBA, het hy 'n vakansie reis onderneem na die ooste toe en daar het hy beleef hoe dat God hom roep om sendeling te word. Hy het teruggekom universiteit toe en geskryf.
teologie begin studeer. In sy Bybel, na sy roeping, het hy geskryf en hy het die datum op bygeskryf en gesê, no reserves. Ek hou niks terug nie. Ek gee alles vir die Here, en hy is so steenkool wat homself totaal en al gee om uitgebrand te word. En hy het begin studeer, en aan die einde van sy studies, toe hy toegerus is met teologie, het hy neergeskryf die datum wat hy georden is, en toe skryf hy daarby, nou retreats, ek sal nie 'n tree teruggee, nou stap ek net vorentoe. Toe sê Egipte toe om opgeleid te word as 'n sendeling, en hoe om met ander kulture en mense te kommunikeer ensovoorts. En in Egipte kry hy toe breinvlies ontsteking, en na 'n paar dae is hy dood. Nou wil hy ou amper sê, what a waste. Hoekom is hy deur alles, en dan net as hy toegerus is sterf hy? Maar hy het die dag voor sy dood, die aand voor sy dood, in sy Bybel voorin geskryf, no regrets. En dit is disipelskap. No reserves, no retreats, no regrets. Is elke dag 'n vaste besluit, ek kies om Jesus te volg en ek stap saam met hom, asof dit die eerste keer is wat ek tot bekering kom. En die Bybel praat ook van ons eerste liefde wat nie moet vervlou nie. So, Here, ek wil net eers gou my pa begrawe, nie, dit wat verby is verby. Nou het ek gedraai, nou stap ek vorentoe. En dan die laaste ene gaan daaroor, dat Jesus sê, maar loop net aan. Die enigste pad is vorentoe. Ons toekoms lê in ons toewyding. Ek wil net gou baie gaan sê vir my familie, dan sal ek myself toewy. Nee, sê Jesus. Jy het 'n man gesien wat ploeg. Nou, dit is so 'n bietjie ver van ons af, maar 'n een skaar ploeg, hy het amper soos 'n krywer, so 2 handvatsels, en dan het hy 'n ploeg wat skaar wat hy insit, en dan hulle 1 of 2 osse wat hulle voor inspan, en gewoonlik 'n ou wat nou ken van, het nie iemand wat die osse lei nie, so hy het nou nog 'n tuig hierso, wat hy die oor sy skouer hang, waarmee hy die os lei, en dan hou hy hierdie ploeg in, en hy moet hom regte diepte hou, en hy moet hom op die regte spoor hou, en hy moet hom in 'n reguit lyn vorentoe hou, want hy moet 'n mooi walletjie, want hulle moet saai daarin. En so daarom sê Jesus, as jy hier in hierdie ploeg is, en jy is besig om so toe te ploeg, en jy moet die os stuur, jy moet die diepte, en alles hier mooi bestudeer, kan jy nie agtertoe kyk. As jy agtertoe kyk, verloor jy jou spoor. En dan kan jy nie daar plant waar jy geploeg het nie. Daarom dat Jesus hierdie beeld gebruik het, hy gesê, fokus. Die toekoms lê voor jou. Ja, mens leer uit die verlede, maar jy leef nie daar nie. Jy leef vorentoe. Jy vat die pad, nie die pad nie, sy pad. En jy loop het. Jy gaan nie links of regs of agtertoe af nie. Jy gaan vorentoe. Onbekende toekoms in, tree vir tree. Maar die lekker van die onbekende toekoms, die Openbaring 4 vir ons, God is reeds daar. Hy weet reeds wat voor ons is. So kom ons vat hierdie beloftes van die evangelie en ons leef as disippels van die Here. Ons loop saam en ons sien en ons glo. Ons loop weg van dit wat verkeerd is en ons volg en ons kies en ons loop aan. Ons dien hom tydig en ontydig. Hoe gaan ek dit ooit reg kry? Ywerige disippels van Jesus, wel, ek kan jou die beste voorbeeld gee. As jy Handelinge lees, die laaste keer wat ons van Johannes gelees het, hierdie Johannes en sy broer Jakobus, dat vir die Here gesê het, Here, moet ons nie die vuur uit die swaal uit die hemel uit afput oor die Samaritane, nee, hulle vervloeke verdelg nie. Dan lees ons in Handelinge, hierdie Johannes het die evangelie aan die Samaritane gaan verkondig. Hy het Jesus se woord ter harte geneem, en dit wat eers vir hom 'n soeibrand was, het toe sy roeping geword. Mens moet nie terugkyk nie, mens moet nie, as hy waarts kyk nie, wat baie keer gebeur is, ek is vir 'n paar jaar regtig toegewy in my godsdiens, en dan kom negatiewe prentjies neskrop in my gedagtes, en dan gaan ek soort van spoor af, of ek gaan staan stil, of ek is nie meer so, daai eerste liefde, daai passie is nie daar nie. Nee, Jesus het gefokus op sy opstanding en sy hemelvaart. Kom ons fokus daarop. Hy is die enigste God, daar is nie ander gode nie.
Die Bybel is die woord van God. Ons gaan nie toelaat dat iemand die waarheid van die woord van God afbreek nie. Kom ons kies en ons loop. Ons kyk nie terug nie. Staan nie stil. Ons is in die koninkryk van God, disippels, diensbaar. Here, dankie vir die kosbare woord. En as U ons vandag roep om toegewy te wees, dan sê ons, hier is ons Here, ek sal regtig vir U volg. Ek weet dit gaan baie van my vat. Maar leer my, lei my, inspireer my, stuur my deur die Gees en verheerlik U self deur my. Amen. As jy die Here wil dien, jy is baie welkom om jou dankoffer in die kerk se rekening in te betaal. Die kerk is geraad om jou dankoffer in sy koninkryk te gebruik. Maar nou wil die Here jou ook groet aan die einde en hy seën ons, want hy sê, jy is nou disipel en jy gaan nou in die ploegland in. En ek gaan saam met jou. Mag die genade van die Here Jesus Christus, mag die liefde van God ons Vader, mag die troos van die Heilige Gees elke oomblik by jou wees. Amen.